Ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 372. Ek is professor Hans Redinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. As jy daar belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, ek dink aan die boek Die Mens, Siel, Gees en Liggaam, Graf, Doodryk, Hel of Hemel. Uiters noodsaaklike boek vir die tyd waarin ons lewe. Dan kan jy my kontak by my WhatsApp nommer 0722 367 124 of gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. Soos hierbo, jy kan dit sien daar. As dit dalk die eerste keer is dat u na die boodskap gaan luister, dan wil ek u nooi, gaan na deel 1, begin reg voor, want u het reeds 'n magdom van die inligting gemis. Dis ook uiters noodsaaklik dat u op die YouTube kanaal moet inteken, sodat u al die verskillende kennisgewings kan ontvang van die verskillende boodskappe waarmee ons besig is. Stuur die kennisgewing vir u vriende en kennisses, vir hulle wat u lief is. Hierdie reeks is lewensveranderend, maak seker die skryfblokpen en 33 Bybel byderhand het. Kom ons bid saam. Halleluja, wat 'n voorreg, wat 'n voorreg. Vader Jaffa, ons kom nie as bedelaars nie, ons kom as konings, seuns en priesters vanmôre, om aan u Vader die eer te gee, deur die genadebloed van Jafashua, vir dit wat u vir ons bewerkstellig het, die voorreg, om hierdie bonatuurlike evangelie te kan leef, te ervaar. Dankie dat ons deel kan wees van u bonatuurlike koninkryksplan met elkeen van ons en hierdie wêreld daar buitekant. Seën ons vanmôre terwyl ons die Ruach HaKodesh sal ervaar, waar hy ons leer en lei in alle reg en waarheid. Bereik die doel in hierdie boodskap vanmôre. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Jafashua, en elke Jafis sê halleluja, halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Vertrou dat vanmôre vir u 'n groot seën gaan wees. Ons is besig met Spreuke hoofstuk 20 en toe het ons nou weggeskuif daar na Prediker 12 vers 1 en ek wil weer maar die eerste gedeeltetjie gebruik daar wat sê dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid. Dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid. Dit help nie ons wag tot ons met kieries loop en in rolstoele sit en nou wil ons gaan evangeliseer nie. Ja, ons kan voor 'n rekenaar sit en evangeliseer. Ons kan in 'n huis sit en ons kan evangeliseer. Maar waar is die tyd toe ons op die hoek van die straat gestaan het en traktaatjies uitgedeel het of gepreek het of by die busstop met mense kon deel? En verstaan jy waarvan ek praat? Die tyd het verbygegaan. Die kanse is verspeel. Die ouderdom is onvermydelik. Ons het dit gesien. Die skrif het gesê, dit is 'n goeie teken die grys hare, maar saam met dit kom daar 'n klomp skete en goed, waarvan ons niks hou nie. Ek weet, ek praat uit ondervinding uit. Ek het 'n groot ongeluk gehad toe ek 24 of 25 jaar oud was. Dit was 'n ongeluk by die werk, en vandag betaal ek die prys daarvoor. Ek het 'n rugprobleem oorgehou van dit, want my rug was gebreek gewees daai jare. My rug en my nek. Maar Jaffa het my bo wonderwerklik my aangeraak. Maar hulle het gesê, eendag as jy oud is, gaan jy dit weet. En ek wil vir jou sê, as in die oggend as ek opstaan, dan ek wil nie my gesig trek en my loop soos, jy begin onder by jou voete en dan soos wat jy aangaan, dan kom jy so op. Ja, gaan my bemarkingswaarde. Wel, die expiring date is op die bottel, kom ek sê so. Ja, ons het die skete en die goed, dis daar. Ons laat nie oor ons heers nie, ek weet. 10-15 minute na ek opgestaan het, dan is ek regop, dan gaan ek aan. Dis net spiere.
Dis wat dit is, en dis wêrelds en nie goed, en ek is jammer, ek gaan nie in 'n hospitaal lê dat hulle my sny nie. Jare terug toe ons die besigheid gehad het, moes ons assuransies kry, dit was myself en pastoor Rika, want ons was die direkteure van die besigheid, sal een sterf dat daar genoeg geld is om die ander se gedeelte te kon oorkoop en uit te betaal, en toe hulle my rug string, want hulle maak ons ekstra plate van jou kop tot op jou hakskene, toe sê hulle tussen al my kussinkies, tussen al my wêrelds is daar nie amper kussinkies nie, soos been op been. Maar ons gee nie om vir wat dit is nie, dis maar net 'n naam. Maar ons weet wat dit is, wanneer die skrif sê, dink aan jou skepper in die dae van jou jonkheid. En weet jy wat, wanneer ek hierso sit, in die ateljee, en ek met die Javiste deel, en met die wêreld deel, dan is dit, daar's die Engelse koortjie wat sê, it's a joy unspeakable and full of glory. Ek sit hier so, en wanneer ek dink oor myself, en pastoor Reners, en my boetie Hendrik, en die ander ouens, ons was so 5-6 ouens saam gewees, altyd, almal wat in die Morris Minertjie kon ingepas het. Kan nie glo nie, maar ons so 5-6 ouens ingepas in daai Morris Minertjie. En dan het ons nog 'n battery amplifiertjie agterin, en die gitaar, die elektriese gitaar, en die 12 volt battery was daar. Nou, dis hoe dit was. Wanneer ek hierso sit in die ateljee, en ek bedien oor die dae toe ons jonk was, waar ons by die openligdienste was en die goed, dan kom daar 'n verskriklike, daar's 'n weemoed, van die tyd het verbygegaan. Ou sal wat wil gee om jou jeug terug te hê. En ek dink u wat se hare grys geword het, en u wat vanmôre na die boodskap luister, daar seker wat u sal wil gegee het om te sê, as ek 20, 25 kon gewees het, 30, 35, daai tyd is verby. Daai tyd is verby. As ek hierdie glas water vat, en ek gooi hom in hierdie mat uit, ek kan nie hom drink nie. Hy's in die mat. En dis hoekom die prediker sê, koning Salomo skryf die prediker, hy sê, dink aan jou skepper in die dae van jou jonkheid. Ek en u het 'n verantwoordelikheid om aan die jong mense te verduidelik dat hulle Jahwe moet dien, terwyl hulle jonk is. En ons is in die bevoorregte posisie, as Javiste, en bruid van Jahwe universeel, om ons kinders te leer, en ons kleinkinders, en ons agterkleinkinders, as Jahwe ons lewe gesondheid spaar, om hulle te leer aangaande die bonatuurlike geopenbaarde name. Halleluja. Iets wat ons nie gehad het nie. Wat 'n voorreg. As Jahwe vertoef om te kom, as Jahwe vertoef om te kom, en daai generasies kan, wat die kleinkinders is reeds, van hulle pa's en ma's, en daai agterkleinkinders kan volwasse mense raak, en hulle vir hulle kinders kan leer. Nie dat ek dink die lewe kan so ver gaan nie, maar kom ons sê, iets wat ek en jy nie gehad het nie. En daarom het ek en u 'n onus, deur die leiding van die Ruach HaKodesh, om ons jong mense te leer, aangaande Jahwe, Yahshua en die Ruach HaKodesh. Jahwe werk op bonatuurlike maniere. Ek is besig met 2 boeke wat ek skryf. Die een is die legkaart studiegids Bybel nommer 4, en dan is ek besig met 'n A4 boek van 500 bladsye vir die Bible College, die boek Hebreërs, waarheid of leuns. Ons hoop dat hy so vertrou dat hy so by die einde van Mei beskikbaar gaan wees. Dit vorder goed, en terwyl ek vandag sit en werk, besig met die hersiening van die proeflesers af,
kom Jaffa en hy lê 'n woord in my hart. Waarom noem julle hom Jesus? Waarom noem julle hom Jesus? En hy gee my onmiddellik die raamwerk en ek sit en ek gaan na Woord toe en ek skep 'n nuwe Woord dokument, 'n nuwe boek, bid oor dit, sit. Waarom noem julle hom Jesus? En weet jy, meeste van die werk is gedoen vir daai boek. Dis 'n kwessie van copy en paste en bring die goed oor. En binne 4 maande, 5 maande, as 4 maande, as Vader Jaffa Liewe Sondagspaar, kan daai boek beskikbaar wees, want ek het hom nodig ook vir die Bybelskool. Waarom noem julle hom Jesus? En dis wat my opgewonde maak. Jaffa is nie klaar met ons nie. Jaffa is nog nie klaar met u nie. U mag dalk nie boeke skryf nie. Maar hy het vir jou 'n ander gawe gegee. En weet jy wat, ek het nie jou gawe nie. U het ander gawes wat ek nie dalk het nie. Alhoewel ek al 9 die gawes van die Ruach het, van ek 'n baie jong seun was, jongman was, nie seun nie, jongman. Maar ons streef steeds na perfektheid. Maar ek en u het 'n onus om die jonger geslag te leer. Dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid. En weet jy wat, wanneer ons op ons ouderdom kan sit en ons kan praat oor die ondervindings wat ons gehad het. My kleinkinders wat volwasse mense is, al van hulle self kinders al, hulle hou daarvan as hulle by ons is, as hulle, oupa, vertel ons bietjie van dit en vertel ons bietjie van dit. Hulle wil dit hoor. En elke keer wanneer ons oor die goed praat, dan val daar saad in hulle lewens. Ek dink aan Damien. Hoe was dit, oupa, toe jy jonk was? Want my kinders en my kleinkinders weet dat ek het die voorreg wat Jaffa my gegee het, wat hy my mee geseën het, wat vir my bonatuurlik is, om hom reeds te ken vandat ek 11 jaar oud was. Om te luister na. Ek het die voorreg gehad om by my pa te sit en luister. Wat met die ouens gepraat het, die pastore, predikant en teoloog. En ek weet, u weet dit, u sal moeg vir dit, maar dit maak nie saak nie. Dis wat ek het. Ek het nie ander goed nie. Ek het nie ander goed nie. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg. Dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid. En u sal my sê, prof, as jy jou lewe kan oor hê, gaan jy iets anders wil doen? Ja, kyk, ons het van ons jonks was, my pa se broer, oom Boet, was 'n goeie bokser op sy tyd. My pa self was 'n goeie bokser op sy jong dae. En daarom was dit dan nie snaaks dat toe ek en my boetie Hendrik, ek was 7 gewees en hy was 6, toe ek kan nog onthou by die ou State Mines in Brakpan, die myn, my pa het op die myn gewerk, State Mines, by ons by die Recreation Club ingeskryf, as boksertjies, en want my pa daarin geglo, ons seuns moet kan leer om onsself te kan verdedig, wat 'n goeie ding was in 'n ou se lewe as ek terugdink. Maar sou jy nie dalk eerder 'n bokser wou gewees het en baie geld gemaak het en geretire het en world champ en nee. Nee. Ek kan nie my lewe indink in iets anderster. In iets anderster wat Jaffa beplan het om te wees. En dan het hy nog die wonderlikste ding gedoen wat seker kan gebeur met 'n mens. En dit is dat hy hom tuis in my lewe ingebring het en pastoor Rika in my lewe ingebring het. Dat hulle die lig gesien het rondom die bonatuurlike geopenbaarde woord wat ek nie kon verstaan nie. Wat ek nie wou verstaan nie. Want ek kon nie glo dat Jaffa, wat die Here daai tyd was, my sou toelaat dat dit wat ek al vasgehou het my lewe lank vir 60 jaar, dat dit eintlik
Baalname was nie. Daai ding kon ek nie verstaan het nie. En daarom wil ek weer sê, en ek het dit al 100 keer gesê, ek het empatie met iemand wat dit nie dadelik kan sien nie. Hoekom? Ek was daar. Ek weet, van mense wat gegrond was in dit. Dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid. Sal u iets anders te wil wees? Of sê, ek het Jafashua gekies en ek ruil hom vir niks in die lewe nie. En ek sê ook so. Daar's 'n koortjie wat gesê het, I have decided to follow Jafashua. No turning back, hallelujah. No turning back. Ons wil nie terugdraai nie. Ons wil nie terugkyk nie. Ons oë is gefestig op ons einddoel, Jafashua, die volleinder daarvan. Tot môreoggend, as dit Vader se wil is, Maranatha. Jafashua kom weer. Halleluja.